Goeiemôre, good morning. Wat 'n heerlike Woensdagoggend, né? Kan jy dit oor vertel my Raas? Ons is in die helfte van die week. Ons is in die helfte van die week en ook hier in Gauteng begin dit nou so bietjie koud voel. So ek dink die winter is sterk op pad, of ten minste die herfs. Is jy gereed vir herfs? Nee. Is jy gereed vir winter? Nee. Nog minder. Absoluut nie. Daar is vandag weer baie om na uit te sien op Goeiemôre, good morning. Ons gesels oor hoe werkgewers beter salarisse kan betaal. Everest Advisory kom gesels oor hoe jy jou pensioen beter kan bestuur. Arnold gesels oor die Live Golf byeenkoms wat om die draai is. Ons hoor meer oor 'n storie van hoop na 'n paraglide ongeluk. Demi Lee Moore kom gesels oor haar country verhaal en Vrede, my gunstelinge, is weer hier in die ateljee om hulle nuwe enkelsnit te kom deel. Ek is baie opgewonde om te hoor wat hulle alles vir jou te sê het, maar dit is altyd lekker om hulle nuwe musiek te deel, né? Hulle is vir my so talentvol en die feit dat hulle so vroeg in die oggend so mooi kan sing, die gitaar is getune, alles is mooi, so ek sien so uit om die nuwe musiek te hoor. En as ek nou iets mag byvoeg, net hulle energie oor die algemeen, né? Hulle het 'n lekker vibe. Ja, hulle Mag ek dit het, maar so stel. absoluut. Nou goed Raas, ek dink ons is dan nou gereed vir ons oggendpraatjies. So, volgens 'n onlangse artikel gebruik baie Suid-Afrikaanse ouers 'n valse adres wanneer hulle kinders by skole inskryf, veral by gewilde skole in Gauteng. In sommige gevalle het tot 51% van aansoeke verkeerde adresinligting bevat. Nou, hoewel dit volgens die wet as bedrog beskou kan word, sê baie ouers weens sommige skole wat oorvol is, swak infrastruktuur het en nie dieselfde geleenthede bied nie, voel hulle dat hulle beperkte keuses het. Kenners sê die probleem dui eintlik op 'n groter ongelykheid in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, waar 'n klein groepie skole baie goed funksioneer, terwyl baie ander sukkel. Hierdie is maar 'n tamaletjie hoor, want mens wil natuurlik die beste hê vir jou kind en jy wil hê dat hulle in 'n skool moet wees waar daar al die it's got like all of the things that you need for a school to function really well. Ja. Maar as jy nie in daai catchment area is nie, the chances of your child getting into that school are slim to none. So I understand why people do it. I'm not condoning it at all. But I understand why people would use a different address. Want, waar trek jy die lyn? Sê nou, ek bly in die Wesrand, né? Sê nou, ek gee die adres van Goeiemôre, good morning. Ons skiet hier in Moreletta Park in Pretoria. Daar is baie goeie skole in hierdie omgewing. So, what's stopping me from giving this as my work address so that I can bring my kids to school here? They shouldn't, I think that you are able to use your work address sometimes. So, dalk gee dit vir mense 'n wye verskeidenheid van opsies in terme van skole, maar ook hoe kan jy 'n valse adres gee? Like where you can't actually prove that, yes, I work there, I go there every day, so it makes sense for my child to come with me to this area and go to school here. Ja, dis baie goeie punte wat jy daar uitlig. Ek dink weer eens, en soos wat jy sê, 'n mens kan nie, dis nie asof 'n mens enige iets enigsins goedkeur of goed praat nie, maar ek dink wanneer 'n mens daarna kyk vanuit 'n ouer se perspektief, dit is wat nou vir my baie duidelik is na aanleiding van dit wat jy gesê het. Ek dink enige ouer wil net die beste vir sy of haar kind hê. But if you are lying and falsifying an address, Nee, dit what is kind of example are you setting baie waar. for the child? You know what I Baie mean? waar. Ek dink dis werklik iets waaraan hulle moet aandag gee. Ek het al baie keer gedink ook veral ook wanneer dit kom by iets soos verkeer. Jy weet en waar mense woon na aanleiding van waar hulle werk. Dit sou baie maklik gewees het as dit van so 'n aard was dat die mense wat in 'n spesifieke omgewing werk dalk net daar kon woon, hè. Dit sou die verkeersknope uitskakel, maar dis ongelukkig nou nie realisties nie. So nee, en ek dink dit plaas ook die fokus of die res van die fokus op die onderwysstelsel oor die algemeen. Ja. Maar dit sal interessant wees om hierdie saak dop te hou en te kyk wat die departement van onderwys in Gauteng moontlik in die toekoms sal sê. En ook wat ek wil sê om mee af te sluit by hierdie storie is, we need to also investigate why some schools are so under-resourced and the others, public schools, are just thriving. And those are the ones that people want to get their kids into. Kom ons beweeg aan, ons bly by kinders, and this is actually a story that really
resonated with me because I have an 8-year-old daughter and she's very much now into skincare. She's been saying, when are we going to shop for skincare? When are we going to shop for skincare? So a major UK toy retailer called The Entertainer has sparked debate after introducing skincare products from the beauty brand Soul Beauty in its stores. The products, marketed as part of a 4-step glow-up routine, are aimed at young girls. Some parents criticize the move, saying it pressures children to grow up too quickly and to focus on appearance. Others argued that it's simply basic skincare and not a big issue. The retailer says the products follow all safety regulations and that they are reviewing the range after customer feedback. So I get it. I get both sides of this story, especially because my daughter has been asking about skincare and that. Want hulle sien dit oral. Dit is die YouTubers en die mense op sosiale media en so. My kinders kan nie baie skermtyd nie, maar hulle pelle praat daaroor en you can't protect them from everything and kind of shield them from stuff that's happening. So sy wil nou baie graag begin met skincare. I don't think that it's a bad idea. And I will take her, but I will definitely get her to use products that are aimed for kids' skin. En as sy so vroeg wil begin om na haar vel te kyk, dan met die regte produkte, dink ek nie noodwendig dit is 'n slegte ding nie. Nee, en ek dink daar's 'n groot verskil tussen daai velsorg en iets soos grimering byvoorbeeld, nê? So ek dink op die einde van die dag, ek sou vroeër wou begin het, jy weet, om na my vel om te sien as ek die geleentheid gehad het, of dalk so 'n bietjie meer bewus was daarvan, soos wat vandag se kinders dalk nou is. Yeah, I think what the issue is the phrase glow up. Why does a young child, and especially a young girl, need to have a glow up? It's almost implying that she's not beautiful as she is, that now this skincare is going to make you prettier and it's going to make you more beautiful for the world. And I think that we got to stop putting so much emphasis for little girls on how they look. It's about who they are. En ek dink dit is wat die probleem dalk veroorsaak met hierdie reeks van velsorg is the naming convention. Like, change it. Like, just call it healthy skin, or call it, I don't know, start them young or something like that. But the glow up thing kind of implies that there is improvement to be made when you should be telling your little girl or your child in general that they are perfect as they are. You know? Luister, die klim kinders nog boom in vandag se tyd, ry hulle nog fiets. Dis waarop ons gefokus het toe ons jonger was. Ons het buite gespeel tot die ligte aangekom het en toe gaan ons weer huis toe. Dis baie anders nou. Dit is baie anders, maar my kinders speel nog buite. Hulle doen baie sport, hulle het nie fone nie en dit is so 'n hele ding nou want meeste van hulle pelle het fone. But we are not ready for that and neither are they. Julle is bietjie streng daar. So ons is nogal bietjie streng daaroor en ek dink dit gaan hulle net in die long run beter laat funksioneer in die samelewing. Julle is vir ons 'n voorbeeldraad. Soms. Ons het nog baie lekker geselsies wat voor lê. So bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre, Good Morning.